Goeiemôre almal, Woensdagoggend. Vandag is dit die 8ste Augustus, dis die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Daar is 'n bietjie koud buitekant, dis warm in ons harte want ons weet die Here is in beheer. My boodskap vandag, goed genoeg. Kyk hierso, die vyand like om jou te herinner. Te sê, onthou jy dit gedoen, onthou jy dat gedoen. Maar nou weet ons die Here Jesus se genade is vir ons groot, né? Die Here verwyd ons nie. Ons na hom toe kom en ons is opreg berou en ons sê vir die Here dat hy ons vra of hy ons sal vergewe, dan doen hy. Kom ons kyk na die man aan die kruis. Lukas 23 en ons lees hier vanaf vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ook ons. En die ander een antwoord en bestraf hom en hy sê, vrees jy God ook nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ons weet, dit is absoluut net genade van die Here Jesus af. En dan kyk ons daar na die verlore seun. Dan kyk, hy het sy erfenis gevat, weg, hy het alles gaan vermors, en toe kom hy terug, en ons lees hier in Lukas 15, hier vanaf vers 20, en hy het opgestaan as die vader, en hy het na hom toe gegaan, toe hy nog ver was, en sy vader het hom gesien, en hom innig jammer gevoel vir hom, en hy het gehardloop en hom omhels, en hom hartlik gesoen, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen u en teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maar die vader sê vir sy diensknegt, kom, bring die beste kleed en trek het vir hom aan, bring 'n ring, sit dit aan sy vinger, geef hom skoene vir sy voete, bring vir my die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin om vrolik te word, halleluja. Ons weet, die ewige verdoemenis, as 'n mens die pad kies, ons moet kies, ons moet regtig kies, hemel of hel. Nou, die ewige verdoemenis is verskriklik. Kom ons lees Openbaring 14, hier van die 9de vers, en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en met swavel, voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Ek glo nie enigeen van ons begeer om so iets deur te gaan nie, kom ons kies die Here. Nou, ek kan hierdie voorbeeld gebruik, veronderstel ek hou aan om jou te waarsku, moenie in hierdie rivier swem nie, jy wil nie luister, jy gaan swem daarin, en hier kom die stroom, en hy smee jou, trek jou saam, nou is jy in die moeilikheid, nou gooi ek vir jou 'n tou uit, en ek sê, vat die tou, wat gaan jy kies? Verdrink of vat die tou en kom en lewe? Ons gaan toch wil lewe, die mense instink is om te lewe. Nou die woord van die Here sê ook vir ons hier in Jesaja 1 vers 18 en 19. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal word soos sneeu, al was dit soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. So kom ons is gewillig en ons luister om verlos te word. Ons verlossing is 'n verlossing uit genade alleen. En het niks te maak met die vraag of ons goed of sleg is nie. Die opdrag is, gaan dan op die kruispaai, nooit almal wat julle mag vind, na die bruilof toe. En daardie diensknegt het uitgegaan op al die paaie, en almal versamel wat hy kon gevind het, slegte sowel as goeies, en die bruilofssaal het vol geword. Nooit mag ons dink, ons is nie goed genoeg nie. Kom ons bid en ons vra die Here, om ons oë oop te maak, ons geestelike oë, dat ons sy goedheid kan sien in ons lewe. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil net vanoggend vir U sê dankie, Here, dat U 'n goeie God is, en dat U genadig is, en Here, wanneer ons kom en vol berou is, en ons sê, Here, ek het gesondig teenoor U en teenoor die hemel, Here, vergewe my, Here, dan is U getrou, U woord sê dit,
om ons te vergewe. Here, ons gebed is dat ons gered sal word vir die ewige lewe, saam met U, dat ons nie vir ewig verlore sal wees in die put van vuur en van pyniging nie. Dankie Here vir U woord, en dankie dat ons gered kan word, terwyl ons nog asem het. Here, is my gebed dat elke mens tot die besef sal kom, dat ons na U toe sal kom, en sê, Here, vergewe my, en dat U ons sal kom skoon was en reinig, en dat ons voor U kan staan in alle geregtigheid. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Here, daar is niemand soos U nie. Loof U groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.